33 Studios, recording the sounds of life. This production was made by 33 Media Productions, creators of music, event, TV, and radio commercials. Goeiemôre, so lekker op die Woensdag hier ingeskakel op Radio 33 saam met my Marius Bam. Aktuele sake en elke Woensdag het ek en Mike Bolhuis 'n gesprek oor misdaad in Suid-Afrika en alles wat daarmee gepaard gaan. En vandag se gesprek is iets wat vir my bitter naby aan die huis klop. Ek wens, jy weet in die tye waar 'n ou dit self deur moes gaan of teëgekom het dat jy weet se ouers of mense die nodige inligting gehad het om na dinge te kyk. Hierdie is iets wat daagliks gebeur. Koerante skryf daaroor. Dit gebeur in ons samelewing. Vandag gesels ons oor kinderpornografie. Mike, goeiemôre, baie dankie vir jou tyd wat jy weer eens aan ons afstaan hier op Radio 33. Môre julle almal, baie dankie vir die geleentheid. Mike, as dit nou kom by kinderpornografie, mense besef nie wat se groot probleem dit buite in die wêreld is nie, en natuurlik soos wat ek het nou verstaan het in my eie ondersoeke en dinge, daar's groot geld ook daarby betrokke. Dis hoekom mense half nie kan ophou met dit nie. Ek weet ek het nou so ruk terug het ons daai geval gehad van die ou wat meer as 10 miljoen kinderpornografie foto's of video's op sy rekenaar gehad het, en ook nou onlangs van daardie man wat daai gruweldaad gedoen het van so ek dink 'n 6 of 7 dae ou babietjie verkrag en vermoor het. Is ek reg as ek sê dis 'n groot, ongelooflike groot netwerk in die wêreld. Interpol het hulle hande vol en daar's baie geld wat daarbey betrokke is. Ja, ek dink ons moet vandag praat eers oor, ons kan 2 gesprekke hê. Jy het 2 afdelings daar genoem. Daar's verskeie afdelings as 'n ou praat van seksuele misdrywe. Daar's eintlik in dit. Daar's eintlik, as jy die hele seksuele misdryf situasie in Suid-Afrika bespreek, is daar baie. Daar's van die geringste tot die heel ergste wat natuurlik verkrachting en moord is. En dit is op groot mense of oueriger mense, en dan is daar onder die ouderdomslyn of van 16 af onder toe. So ek dink ons moet net eers praat oor die kinderpornografie soos wat almal dit verstaan. Dit is nou foto's wat oral beskikbaar is wat jy kan kry of koop in die dark web of met spesifieke mense wat in daai bedryf is, wat jy nou na lank gesukkel. Ek verduidelik dit so, want hierdie ouens kom nie sommer by mekaar uit nie. Dis nie 'n maklike ding nie. Om daarbey betrokke te raak. Dit is 'n absolute deursettingsvermoë wat die ouens uitvoer wat hierdie misdaad wil pleeg. So jy kom nie maklik by die ouens uit nie. Hulle is baie moeilik identifiseerbaar. Dit is baie moeilik om hulle te vang. Dit is baie moeilik om die sake teen hulle te maak en te doen, want baie keer kry hulle die inligting vooraf en dan skuif hulle alles of destroy alles en. Maar hoe dit ook al sê is, die oorsprong van kinderpornografie begin met enige vorm van pornografie op 'n jong ouderdom. So 'n jong seentjie raak by dit betrokke, en die meeste mense gaan nie, dit is in sy gewete in, soos die Here ons geskape het, vas, dat jy lol nie met kinders nie. Jy verkrag nie kinders nie, jy molesteer hulle nie, en jy moet op die regte manier lief wees vir kinders, en dit word deurgevoer. So pedofilia en kindermolestering en kinderverkrachting en al daai goed is nie iets wat jy weet, ontsettend en aanhoudend gebeur, maar dit is een van die grootste misdade onder geweldsmisdrywe. So as ek miskien kan noem, en ons het nie 'n survey gedoen, maar uit spekulasie uit, is daar definitief in die ernstige geweldsmisdaadlyn in Suid-Afrika, is dit seker die 3de grootste gepleegde misdaad, 'n seksuele aanrandings. En dan praat ek nou nie van
die kleiner aanranding soos wat ook 'n aanranding is waar jy seksueel getuister word by die werk nie. Ek praat van fisiese aanrandings. Ja. Dit sê nou groot mense of kinders. So die oorsprong begin by gewone pornografie. Dan sal die laaitie nou en partykeer meisietjies ook hoor. Ja. Baie min. Baie min. Ja. Dan sal die seentjie nou meer belangstel en dan gaan hy verder na meer kom ons sê dit soos dit is, viesliker goed. Sulke goed soos waar kinders nou by betrokke is en waar daar snap video's is, verkrachting video's is en dan met diere en allerhande ander goed en dan allerhande ander vorms van pornografie waar die mees belaglikste, stupidste goed, mense met doeke, mense wat die vieslikste goed met mekaar doen. Ja. Jy weet, hulle betrek eenvoudig alles en ek wil nie die publiek skok nie, maar jy gaan nie aan 'n ding kan dink wat vieslik is, wat hulle dan nie by betrek nie. Dis die ultimum van pornografie. En dit is groot mense en kinders wat daarbey betrokke raak. Nou, as 'n jong laaitie by die goed betrokke raak, is hy nuuskierig vereers en hy besef nie die gevolge nie, maar dit kan hom beweeg na 'n wanseksuele lewe wat dan misdaad inkorporeer. Meeste van hulle nie. Meeste van hulle maak 'n moerse grap daaroor en wys vir hulle maatjies en baie maatjies is ontstig en dit lek uit en die onderwysers en ouers tree op. Ja. En dis gewoonlik die geval. Maar uit daai, al is dit net 'n 1 of 2%, is dit nog 'n groot gros mense. Ja. As jy praat van omtrent 80 miljoen mense in Suid-Afrika, sê vir die mense wat die direkte misdade pleeg, is miskien 1-2%. Ja. Wat die hele land hijack met misdade. Ja. So jy weet, dis groot getalle waarvan ons praat, maar die pedofiel en die kinderverkragter kom uit die seunsgeleedere uit waar dit verder en verder voer wat dit dan wil beleef. Ja. In ander woorde, die seentjie wil dit doen. Dis wat hy wil doen en hy beplan dit en hy dink daaroor. Dis die tweede fase, die beplanningsfase. Ja. Die aanhoudende dink daaroor en dit wil doen. So hy is dan klaar gehoek en hy nou beplannings uitvoer. Dan sal dit begin wees met seksuele verhouding met kinders, as hy dit kan regkry. En hy gaan dit, wat vir my baie skokkend is vir mense wat seksuele misdrywe pleeg, is dat daai tipe van seksuele misdrywe pleeg die wat dit pleeg van jongs af met deurbedagte rade, maar in geduld. Dis nie soos, jy weet, hier is 'n aanval in jou huis en die boewe breek en steel alles en verkragt die vrou of kinders nie. Dis nie so iets nie. Hierdie is 'n langsame grooming verhouding wat hy sou doen. Ons praat nou maar van 'n seentjie. Tot hy nou ouer is en meer en dan slimmer raak en meer geleer het. In die meantime is hy heeltyd op die dark web of op sites wat baie moeilik is om te identifiseer en te kry. En hierdie misdaad en hierdie sonde groei in hom tot hy nou tot sy oorsprong kom. Dit gebeur nie baie wat ons onlangs gesien het van die vader wat die kleindogtertjie so verskriklik verkragt en vermoor het nie. En dit erken het, geopenbaar het en versoek het dat hy in die gevangenis aangehou word want hy sal dit weer doen. Dit gebeur baie selde, baie selde. So van die oorsprong af, die tweede fase, die algehele beplanning tot die uitlewing daarvan. Dit kan enigiets wees van 'n laaitie van 8 jaar af, 12 jaar, 16, op tot uitlewing daarvan na 18 tot selfs 50. So lank. Dit kan altyd daar wees en dit is 'n gees. Dit is 'n gees wat daai kind wat dan 'n tiener word en 'n groot mens vat. Dis 'n gees. Dit die moeilikste persoon om te rehabiliteer op aarde is 'n pedofiel. En die proses wat die kindermisdadiger, kom ons noem hom, want dan spreek dit al die fasette aan, dan leef, is in geduld om daai
bevrediging te kry op die stadium wat hy dit kan uitvoer en deurvoer. Ja. En daai proses is 'n baie lelike proses. Ja. En dit gebeur in baie gesinne. Dit gebeur baie keer met mense wat mekaar ken. Maar dit is 'n verhouding wat die kindermolesteerder misdadiger bou met geïdentifiseerde kinders met wie hy weet hy kan éventueel hulle intrek of breek of betrek of die misdaad teenoor pleeg en daarmee wegkom. So grooming is basies soos showing love in all the wrong ways. Ja. So die man, kom ons vat nou maar 'n reeds volwasse man. Die man sal vir die kind met 'n verhouding aanknoop sonder dat dit aandag trek, maar absoluut maksimum aandag gee wanneer hy privaat is met die kind. Ja. So kom ons vat nou 'n ander seentjie of 'n dogtertjie. Ja. So die verhouding sal gebou word met waar hy absoluut gesien word as die go-to guy. Daar's 'n absolute vertroue. Ja. Daar's 'n inverted commas 'n ware liefde sogenaamd. En daar kom goed by soos geldjies en geskenkies en maar baie subtiel. Ja. En die groomer, die misdadiger sal ook vulnerable wees. In ander woorde, hom voorgee dat hy het die seentjie of die dogter nodig. Ja. Hy kan nie sonder hulle nie. Hy is afhanklik van hulle. Ja. Hulle is sy go-to guy. Ja. So die verhouding is naderhand so sterk dat daar geen inhibisies is nie. Jy weet, en dis nie sommer van onmiddellik kaal uittrek en dinge doen nie. Dis 'n tydperk wat die pedofiel, die misdadiger deurgaan. Ja. En gewoonlik is dit eers net om die kinders te kry om met hom te, ek gaan nou nie woorde gebruik anders as lol nie, met hom te lol en dan later aan draai dit om waar hy met hulle lol. Maar dit raak naderhand amper asof jy kan sê dat it's like an agreement. Hulle stem saam, hulle kom ooreen, hulle raak saam nie geïdentifiseer nie, hulle raak saam versigtig, hulle maak saam beplannings. Die hele ding raak 'n saam ding. Dis nie meer nou net hy nie. Ja. So ek kan nou lank daaroor praat en dit in detail verduidelik, maar dit kom daarop neer dat die groomer, die misdadiger, die seksuele molesteerder, gaan die kinders op 'n punt kry waar beide van mekaar totaal geheel en al afhanklik is. Wat liefde betref, wat ondersteuning betref, wat go-to guy betref, wat kommunikasie betref, en gaan hulle saam die slim moves maak dat die gesin dit nie uitvind nie, of die vriende of familie, en. En jy dink nou as jy my hoor, maar dit is maar ons onmoontlik, maar dit is wat grooming is. Ja. Dit is moontlik en dit gebeur. Ja. En ongelukkig, die meeste 90% mense, as hulle mooi verhoudings tussen groot mense en kinders sien, dink niks verder as dit nie. Ja. Niks. Ja. Selfs al bederf oupa 'n seentjie of 'n dogtertjie. Dis die probleem. Dis die probleem. Die ding word nie, maar ek sê nie jy moet nie, maar jy moet werklik waar 'n verhouding met jou kind hê, dat jou kind weet wat is verkeerd. Ja. So die probleem kom in, nou sien die hele verhouding van molestering is aan die go. En partykeer gaan dit vir jare voor dit uitkom. Ja. En baie keer breek so 'n verhouding af. Dan gaan die molesteerder in die geval nou nie iets daaromtrent doen nie. Hy gaan nie die kind slaan nie, hy gaan nie die kind dreig nie, maar hy doen 'n finale fase. Ja. En dit is wat ek noem die cloak and dagger, drukkie prop toe, bly stil, nobody talks ever fase. So sê nou maar die meisietjie sê sy gaan nou nie meer nie, dit pla haar, of sy het intussen tot bekering gekom en sy doen nou sleg op skool en dinge is nou geïdentifiseer en hy merk dit op dat die volgende ding wat kan gebeur is dat hy geïdentifiseer kan word. Dan breek die verhouding partykeer saam, want onthou 'n molesteerder het die geduld om weer met 'n ander een of alreeds met ander net weer daarmee voort te gaan. Hulle is bereid om lank
die proses te volg om dit te bereik wat hulle wil hê. Dis vir hulle die absolute ultimum vorm van satisfaksie. Ja. Maar dan breek die verhouding en dan is daar basies weer amper 'n vorm van ooreenkoms. Ons vat hierdie inligting graf toe, ons gaan nooit daaroor praat nie. Maar dit gaan ook met dreigemente. So die pedofiel sal dan sê, jy weet, as dit uitkom, dan gaan ek nou, wat jou beste vriend is vir al hierdie jare of tydperk, ek gaan tronk toe. Ja. Of mense gaan my doodmaak. Of wat gaan jou ouers doen, of die familie, of die vriende. Ja. So hulle bring die ding in van 'n vorm van 'n dreigement. En of hulle laat selfs die kinders wat hulle molesteer voel dat hulle die skuldiges is, want hulle voel dit maar altyd. Ja. En sê dat dit is wat hulle dan vir die mense gaan sê, dat hulle het die verleiding begin, hulle het die verhouding begin, hulle. Nou die kinders ongelukkig dink nie verder as net daai dreigement nie. Ja. Want eintlik al verlei watter kind jou, al raak watter kind by jou betrokke, die oomblik as jy toetree en ingee tot daai verleiding, is jy die skuldige, want jy is die volwasse. Ja. Dis wat die wet sê. Ja. Jy weet, as 'n jong meisietjie jou pla en tuister en kaal voor jou uittrek en smeek en allerhande goed gaan, en jy gee in en jy stop haar nie, is jy die molesteerder, is jy die boef, dis so. En gaan jy tronk toe. So daai laaste fase is 'n verskriklike, lelike en ernstige fase wat daai kind of kinders dan vir die res van hulle lewe meedra. Maar nou hier's die ding. Deur die jare raak die kinders ouer, hulle hoor gesprekke soos die, en jy sal nou sien uit hierdie gesprekke wat kom alles vorendag. Ja. En hulle lees ons projekte, hulle lees nuusberigte, dan kom daai goed na vore. Ja. En dan wil hulle iets daaromtrent doen. Ja. Baie kere is dit te laat, baie kere is van daai mense al heeltemal weg, of nie beskikbaar of selfs dood, maar ook die meeste kere is hulle wel beskikbaar, besig met dieselfde ding op 'n ander plek. Ja. Nou, pedofilia is nie iets wat jy kan stop nie. Ja. En as iemand dit wil stop, is daar, en ek praat van enkele gevalle, is daar letterlik 2 dinge wat gedoen moet word. 1, almal moet weet jy is 'n pedofiel. Ja. Sodat jy totally exposed is as jy dit nie kan doen nie. So wherever you are, dan en hy is daar, dan verwyder jy die kinders. Ja. En dis nou maar ongelukkig so. Dis nie ongelukkig nie, ek stem daarmee saam. Ek sê nou vir jou, as ons 'n pedofiel identifiseer, plak ons sy foto's everywhere en ons ry met 'n vliegtuig met 'n prent van hom oor die land, sodat almal weet. Ja. Want dit is die ergste van die ergste misdade wat daar is, want dit het 'n jarelange gevolg op die kinders, en dit bly op die einde van die dag verkrachting. Dis niks anders te straightforward as verkrachting. Ja. Maar anyway, so dis die een manier, met 'n tweede manier, daai persoon moet konstant gemonitor word. Ja. Like literally met 'n enkel trekker en tracer. Jy kan nie anders nie. Ja. So seksuele misdrywers onder daai level is verkragters. Gewoonte verkragters, serial rapists. Ja. Kan nie van dit afsien nie, want daai persoon is op daai level waar normale seks nie vir hom satisfaksie bring nie, of enige vorm van bevrediging. Niks te doen met liefde hier nie. Ja. Dis selfsug in die ergste graad. Dis selfbevrediging, dis alles self, dieselfde met 'n pedofiel ook. Ja. He seems as he gives all his love and attention en liefde en deernis en mooiheid en 'n geldjie en 'n sweetie en. Maar hy wil iets daarvoor hê. He buys it. So die verkragter wat die tweede level is van die hoogste vorm van misdaad onder seksuele misdrywe, is ook in daai level van dat hy kan nie van dit afstaan nie. Hy moet die geweld uitpleeg. Hy moet daarna die moord uitpleeg. Hy moet wapens hê. Hy moet al die verskriklike dinge doen wat hom tot 'n punt bring van waar hy gesatisfeer is. Ja. En dan kan jy maar basies soos amper sê, dan is hy dors geles vir 'n ruk en dan raak hy weer dors, dan doen hy dit weer. Ja. En weer. So verkragters moet ook totaal geheel en al expose word as hulle buite is. Ja. Wat gewoonlik nie die geval is nie. Maar jy kry die gevalle
exposed word en gemonitor word as hulle nou vrygelaat word na hulle sê 20 of 30 jaar gesit word. Hulle sê watter ouderdom. Ek praat nou van wat jy moet doen as iemand 'n pedofiel is, of 'n verkragter of 'n seksuele misdrywer is wat klaar gefonnis, gevang en alles gedoen is en hy's nou weer in die samelewing. Hy moet gemonitor word, hy moet geexposed word. Daar's geen ander manier wat werk nie. Nou, my opinie, en dit is vir my 'n feitelike opinie, is dat die wette in ons land beskerm nie behoorlik die kinders, Dis reg. die ou mense en vroumense nie. En my opinie is dat die land se vervolgingsgesag nie effektiewe tronkstrawwe toedien nie. En hier kom die skok. My opinie is dat doodstraf vir sulke misdrywe is die enigste oplossing. Dis reg. En voorkoming. En dis nou 'n baie moeilike ding, want 'n ou moet die Bybel hier in ag neem. Jy mag nie doodmaak nie. Maar ou moet die Bybel ook in konteks neem van as sulke goed gebeur, wat gebeur. So, maar dis 'n gesprek vir 'n ander tyd. Dit is my opinie, wat ek vind is 'n feitelike opinie, want seksuele misdrywe gaan jy nooit stop nie. Nooit, as daar nie straf is wat ondraaglik is nie. Ek meen, die mense gaan tronk toe, hy het nog steeds 'n dak oor sy kos. Dit kos die staat enigiets van 150 tot 200.000 'n jaar om 'n ou in die tronk aan te hou. So dit kos die staat geld. Jy basies gee vir hom food and lodging. Hy's daar. Hy het mense, hy het vriende om hom en hy het nie 'n straf basies behalwe dat hy het nie vryheid nie en hy kan nie uiting gee aan die misdrywe wat hy wil vir homself mee satisfeer. En hy kan niemand buite beskadig. Maar verder het hy het sy lewe na hy ander en verskeie se lewens totaal geheel en al verwoes het. So om terug te kom na die subject, ons is amper klaar. Pornografie is die oorsaak van alle seksuele misdrywe. 'n Ou loop nie sommer eendag en of hy draf of hy sit in sy besigheid en dink, dis is dit. Dis wat ek nou gaan doen nie. Enige misdaad eintlik het 'n aanloop. Maar pornografie is die aanloop van alle seksuele misdrywe in die wêreld. Tweedens, pornografie en seksuele entertainment en prostitusie en digitale en elektroniese seks en seks sites vat 13% van die wêreld se ekonomie. 13% van die wêreld se ekonomie. Dit sluit nou die misdade in. Dit sluit in pedofilia. Dit sluit in die sex trafficking. Dit sluit in die sex entertainment, sex working entertainment. Dit sluit enigiets wat te doen het met fisiese, seksuele of emosionele of digitale en elektroniese seksuele aangeleenthede. 13% van die wêreld se ekonomie gaan daarvoor aan. En daai getal het ek in wat is dit nou 2022 gekry, einde 2022. Na behoorlike surveys en inligting. Nou ons het nie eens geraak aan prostitusie nie, waar kinders uit hulle eie uit op van 10, 12 jaar uitgaan en prostitusie pleeg, fisies in die strate. Of op digitale en elektroniese webwerwe gaan en kaal foto's van hulle self stuur. En selfs video's waar hulle wat ook al met hulle self doen op die verskriklikste maniere en met ander. So daar is kinders wat op 'n baie jong ouderdom, en daai veld is groot. En dis hoekom kinderpornografie en pedofilia en seksuele misdrywe met kinders so groot is, want dit is so beskikbaar en dit is so absoluut eksplisiet uitgebeeld en gedoen with consent. Nou, enigiemand wat minderjarig is, kan nie 'n seksuele verkeerde ding doen eintlik met consent nie. Hulle doen dit uit onkunde uit. So kinders wat onkundig is, doen die ding, gaan in die straat, verkoop hulle self.
Neem foto's van hulle self. Sextortion is so groot in hierdie land. Ek is oorval met daai sake. So, dis 'n vieslike wêreld en bedryf. Dis baie cloak and dagger, baie privaat, baie konfidensieel en is onder groepe mense. Die grootste misdadigers in my opinie, omdat hulle so baie is die kyker. Die ondersteuner, die betaler. Vat jy vandag al die betalers van die sites weg, al die kykers weg, val hierdie misdaad met 70%, as nie meer nie. So, dit is wat my so kwaad maak. Ek noem dit die secondary crime wat gepleeg word deur die publiek. En die publiek doen baie sulke goed. So, hier het jy nou mans wat as sy vrou slaap in die aand, dan gaan sit hy by sy laptop en hy kyk alle vorms van pornografie. En ek wil julle skok. Julle mans wat vir my luister is en dalk nou in die moerenis vir hoe reguit ek is en alles so sê. Dit gaan nie daar bly nie. As jy met pornografie betrokke is, gaan jy altyd, as jy en jou vrou 'n verhouding het, gaan jy aan iemand anders te dink. En jy gaan hoop dat sy moet so en so en so. Dus jy gaan altyd in 'n vergelykende gesindheid seksueel wees. En jy gaan altyd meer en erger soek en dan gaan jy betrokke raak met prostitusie. En jy kan dan later val vir jonger en kleiner girls en vir kinderpornografie en jy kan dan eventueel 'n seksuele misdadiger raak. Jy kan op 'n stadium so besluit dat jy wil hierdie girl nou hê en jy date rape haar. Jy gooi reepnol in 'n drankie of jy verlei haar en jy verkrag haar en is haar woord en jou woord. Onthou, meeste vrouens kom nooit vorendag met 'n verkrachting nie. Hulle is te bang. Want hulle is doodsbang vir die prosesse wat daarna volg, wat haar in 'n posisie kan plaas waar sy skuldig is, waar sy dit toegelaat het, nie genoeg geskree het of baklei het nie, of nie die regte dinge gedoen het nie, en sy het miskien seksie klere aangehad. Hulle trek die vrouens uit mekaar uit en jonge voor. Maar ons sal daai onderwerp ook kom op 'n stadium. Maar pornografie, menere, julle of enigiemand wat betrokke is by pornografie, dit bly nie daar nie. Jy gaan erger raak. Nevermind, wil ek nie eens praat van wat dit gaan doen as jou kind een aand, en ons kry dit baie, toilet toe stap en sien dat papa is besig op die laptop. Die kinders vind dit uit. Hulle tel dit op in die huwelik. Die kinders, so nou en dan, as hulle, jy weet, die mans maak foute, hy maak nie die site toe nie, of iets, of wat ook al, en iemand maak die laptop oop, dit gebeur baie, of selfs op die foon. So, dit kom uit. So, pornografie is 'n no-no. Dit gaan jou weg van die Here afneem, dis 'n usurper. 'n Usurper is iets wat jou mind wegvat van dit wat waardevol is. Jy kan nie toelaat dat jou verstand, jou mind, jou denke, deur enigiets oorgeneem word. En dis 'n verslawing, hoor. Pornografie is 'n ewige verslawing. Jy kan nie toelaat dat iets jou mind beheer en jou wegneem van jouself, jou gesin, jou naaste, en veral jou verhouding met die Here. En ek kan jou nou al sê, as jy uitstap, waar jy ook al is, of waar jy ook al, want dit is alles skelm, hè? Kyk, as pornografie reg was en goed was, dan het jy dit ons oop en bloot gedoen in 'n restaurant, voor jou gesin, by die kombuistafel, aandete, in die kerk, everywhere. Maar ek kan jou nou al sê, as jy uitstap en jy doen hierdie goed, of is by enig van hierdie goed betrokke, is liewe Jesus nie daar nie, hoor? Die Here stap. En as jy dit aanhou doen, dan gaan jy nie kan terugstap nie. Onthou, die Here stap weg van jou af as hy in jou lewe is. Want hierdie ding van once saved, always saved, is nie so nie. As 'n mens willens en wetens, ek noem dit willfully blind, sonde pleeg, dan as jy 'n Christen is, gaan lees Hebreërs, dan stap die Here uit jou lewe uit. Dan is dit die verlore seun scenario. Jy moet terugstap. Jy moet repent, opgee, en jy moet jou mind heeltemal reset. The solution to anything bad is not nothing, it's good. The solution to a bad thought, sexual thoughts, pornographic thoughts, any sexual crime or any other sexual deviancy thoughts, is not no thoughts. Ek gaan nou niks dink, nie.
the solution is a good thought. Ja. Jy moet jou mind reset met dit wat waardevol is. So oppas vir die usurper. Ja. En pornografie, dwelms en selfs Xbox games, allerhande ander vorms van digitale en elektroniese entertainment goed waarby mense betrokke raak is usurpers. Ja. Want hy steel jou mind en hy is so sterk dat jy net op dit konsentreer. Ja. En dit jou deur die hele dag affekteer in jou mood, in jou manier van praat, jou kommunikasie, in jou hele uitsien in die lewe. Waar is die Here? Ja. Waar is jou vrou? Waar is die kinders? Waar is jou werk? Waar is alle ander goed? Ja. En dit het 'n ewige effek op jou. So mense bly weg van pornografie af. Dit second-rated seks. Jou vrou gaan nooit so kan perform soos daai acting nie. Ja. Al die pornografies is acting. Ja. Is nie waar nie. It's Ja. not the real thing. Is 'n wanvoorstelling. Ja. Maar anyway, harde woorde gepraat vandag. Ek sien dit is So presies 30 minute. Ja. Ek wil vir julle almal vra om hierdie gesprek na hy geëdit is, dat as julle hom kry, vir al julle gesinne speel, en vir almal wat julle ken, speel veral vir al die meisietjies, skole, Ja. onderwysers, universiteite, julle het oral sal uitstuur. Ja. En dan hierso kom die ding, ons sal volgende week en miskien die week daarna aangaan, Ja. dat ons hierdie hele bedryf behoorlik bespreek. Ja. As daar enige ernstige aangeleenthede is, moet julle my direk bel. Ja. As daar enige ernstige inligting is, moet julle dit vir ons e-pos met die opskrif van hierdie program. En as daar enigstens iemand is wat eerder met julle wil kommunikeer, moet hulle dit vir julle stuur. Maar enigiets wat julle vind is van kardinale belang wat nog gesê moet word, wat beantwoord moet word, of wat inligting is, of as daar probleme is, stuur dit vir ons dat ons dit kan hanteer. Ja. Met dit groet ek julle. Ek wil net een vraag Julle vra. ryklik sal seën. Yes. Ek wil net een vraag vra. Hoekom is die lys van seksueel misdadigers oortreders? Hoekom is dit nie vir die publiek oop nie? Hoekom is daar in dorpe nie borde op met hierdie mense se name en foto's wat jou waarskyn sê, hoorie? Ek sal dit volgende week beantwoord as ons praat oor die oplossing. Ja. So ek wil julle groet mense. Ek is lief vir julle. Mag die Here julle ryklik seën met absolute wysheid, insig, mag, krag, voorspoed, gesondheid en onderskeiding. Mag hy julle barmhartig en genadig wees. Mooi loop. Dankie Mike, ons praat Alles weer. wat goed is, hoor. Dankie Ons Mike. praat volgende Woensdag. Jy kan die ad voorberei. Ons sal net aangaan op hierdie subject. Ons sal meer daar praat oor die gevolge van pornografie, die misdade en die oplossing. Okay, ons gaan hom so aanpas. Baie dankie Mike. Okay, bye. Alright, bye bye. Ons sê, nou het julle dit nou in die onderwêreld, die lelike wêreld waar al hierdie dinge aangaan en dis presies soos Mike dit sê. Kyk, ek persoonlik, ek gaan nou nie my eie persoonlike ervarings en goed soms so maklik op die lig praat nie. Ek sal maar eendag as 'n ou nou 'n bietjie meer guts het en so begin gesels, miskien 'n spesiale program vir dit aanbied. Maar op die einde van die dag, dis presies soos wat Mike gesê het, dit begin by iets klein, soos kinderpornografie. En daai beweeg dan nou iets groter toe en dan skakel dit oor om in 'n pedofiel of weet enige vorm of aard van seksuele misdrywe. En dis die ding, presies soos Mike gesê het, jy weet, dit kan 'n oupa wees, dit kan 'n oom wees, dit kan 'n familievriend wees, wat jy in jou lewe nooit dink daardie persoon sal so iets doen nie. Ek onthou altyd die ding, toe ek jonger was, ek op 'n plek gekom en dan sal daar nou 'n oom of 'n tannie sê, nou wie's jy as jy by die huis is? Nou dis daai presies, wie's jy as jy by die huis is? Want ons sien vir jou en jy is so voor ons, maar wat doen jy agter geslote deure? So my pleidooi aan ouers daar buite is, soos Mike ook sê, maak kry 'n goeie verhouding met jou kinders, sodat hulle oop met jou kan praat. Alles daar nou gedreig word, as jy gaan praat, gaan ek jou pa doodmaak, of as jy nog gaan praat, gaan ek jou ma doodmaak, of ek gaan vir jou doodmaak. Dat die kind weet, die veilige hawe, en no matter what, is by jou die ouer, om te kom sit en gesels en sê, luister, hier's wat aan die gang is. En jy as ouer moet daadwerklik werk daarvan maak. Nou baie mense verstaan nie die prosedure nie. Kom ek verduidelik gou as dit kom by kinders.
Jy gaan na 'n crisis center toe. Gewoonlik sê hulle dis 'n rape crisis center. Waar 'n distriksgeneesheer is, hulle het gewoonlik 'n hele sentrum sê byvoorbeeld in 'n mediese sentrum of by 'n hospitaal. So dis goed om uit te vind waar is hierdie krisis sentrums waarheen jy gaan en hulle sal dan nou vir jou daar ontvang en hulle sal die hele proses dan nou voor die tyd met jou bespreek hoe dit gaan gebeur en dan van daar af dan gaan jy nou formele klag by die polisie en dan begin die ondersoek ook nou en dit is nie iets wat in 'n dag of 2 of 'n maand se tyd afgehandel word nie. Partykeer draai hierdie dinge vir jare en dis presies soos Mike sê, daar is nie genoeg wetgewing in Suid-Afrika om ons ou mense, vrouens en kinders te beskerm nie. Nou almal wat my ken, persoonlik ken, sal weet, daar is altyd my 3 onderwerpe waar ek erg te kere gaan. Jy kyk na die kinders, jy kyk na die ou mense en jy kyk na die vrouens, want daar is nie genoeg beskerming vir hulle buite nie eens op grondvlak met ons in die publiek nie. Jy weet, daar heers so 'n tendens, so 'n kultuur onder mans om weet te dink 'n vrou is benede hom, sy hoort in die kombuis. Weet kinders het nie 'n stem nie, hulle kan nie praat nie en ek meen jy wat 'n ou mens is, het mos nou klaar gedoen. Hoekom gaan ons nou oor jou verder bekommer? Fisies gaan jy my niks doen nie en ek gaan jou sleg behandel. En dis 'n sad ding. Dis 'n sad ding. Ek dink daar moet 'n vak in skool gesit word wat hierdie tipe van respek en waardes leer en oordra. Dat jy moet weet, die swakker is in ons gemeenskap is ons kinders. Dis ons vrouens, dis ons ou mense. Ek beklei altyd met mense wat vieslik of ongeskik raak teenoor ou mense. En my woorde is altyd luister hierso. Hierdie mens het hulle rug gebreek tot hier toe om vir jou te kry tot hier. Dit wat ons vandag experience en ervaar is deur die ouer mense kom lê. En ons moet daai tipe respek aan hulle op die einde van die dag hê om te sê, weet jy wat, jy kan miskien nie nou iets beteken nie of kom, ek gaan nie ongeduldig raak nie. Ek vat jou spar toe. Jy gaan doen jou inkopies en dan moet ons 2-3 ure daar deur die rakke gaan. Doen daai. Want onthou net, jy word ook oud. Jy kom ook op 'n stadium in jou lewe waar daar 'n swakheid by jou is. En dan gaan jy presies verstaan wat ek vandag bedoel. Moenie jou rug draai op die wat vir jou so nodig het nie. Ek meen op die einde van die dag, vat dit nou so. As ons nie gaan aanhou ons kinders beskerm en hulle na kyk nie, wie gaan dit doen? En wat gaan van die wêreld oorwees as daai kultuur net aangaan waar niemand 'n damn omgee oor hulle nie? En ek sê weer ook, jy weet, jy kry, ek sê altyd soos, jy weet, as 'n kind nie stout is nie, is hy siek. So ou moet verby daai dinge kyk en jy moet regtig vir jouself weet tot op hulle vlak bring. Jy weet dat jy so met hulle kan gesels dat hulle daai vertrouensverhouding in jou het om te sê luister, hier's iets wat met my gebeur en dis nie reg nie en ek weet oom Marius gaan werk daarvan maak. Oom Mike gaan werk daarvan maak. My pa gaan werk daarvan maak om dit daar buite te kry en die persoon nou te stop en tot boek te bring. En ek sê nou weer, dit stop nie by iets soos kinderpornografie nie. Daar is nie 'n manier nie en weet logies maak dit nie vir my sin nie. Jy gaan nie net sit en kyk na goed sonder om self jou in daai daad en daai way in te laat leef nie. En soos Mike ook verduidelik het, grooming, dit vat 'n tyd. Mense vat 'n ruk om jy weet, ek wil al sê kind reg te maak sodat hulle weet, jy weet dit gaan nie maklik uitkom nie. En so ook 'n baie moeilike ding om te bewys. En ek voel persoonlik dat daarop voor elke dorp en stad by al die ingange 'n bord moet wees met die name en die foto's van seksuele misdadigers, sodat jy wat in die dorp of stad bly, weet, hier's hy nou. Dis die enigste manier hoe ons dit kan veg en daai kultuur kan breek van verbykyk. Jy weet, ek weet gevalle waar mense vervolg is vir hierdie tipe van ding en hulle gaan aan met hulle lewe normaal na die straf, hulle gaan aan. Dis asof die gemeenskap nie, jy weet, gou vergeet het, maar dis presies soos Mike ook sê. Ja, ou moet hierdie mense se siege gaan verstaan op die einde van die dag. Jy gaan nie
vir hom rehabiliteer nie. Jy gaan nie vir hom genees nie. Dit is so ver gevorderd en dit begin van kind af. Iemand staan nie eendag op 40-jarige ouderdom en besluit, hoorie, hy's nou 'n kindermolesteerder of 'n pedofiel of ou wat kinderpornografie najag nie. Dit is op die einde van die dag iets wat as kind begin in 'n huis. So dis kom dit ook vir jou belangrik is om te kyk waarmee is jou kinders besig op hulle fone. Kyk wat gaan daar aan. Ek gee nie om of die kind nou 16, 17 jaar oud is nie. Dis 'n kind in jou huis. So 'n ding soos privaatheid vir 'n kind op 'n foon, dit bestaan nie. Dit gaan vir jou in die gat byt. Jy gaan later bitter spyt wees omdat jy nie kon streng optree nie. Jy weet dieselfde soos Mike sê, baie ouens gaan nou die moeren wees, dalk kwaad of wat ook al, maar dis die heilige waarheid daai. Ons het nodig om ons oë oop te maak. En dis soos Mike altyd sê met misdaad ook. Kyk om jou, wat gaan aan? Waarmee is jou kinders besig? Met wie is hulle bevriend? Jy weet die ding van oorslaa by 'n maatjie. Daai is vir my die grootste krap onder aarde. Op aarde, want as jy nou nie meer jou oë en jou ore op jou kind kan rig nie, hoe weet jy vir 'n feit wat daai kind aangaan? En jy kan vir my sê, ja, maar ek ken die ma en pa en die, wel, enige kans is te groot waagkans. Dis hoe ek voel. Jy weet, ek sê altyd vir my dogter van 6, sê ek, luister, jy gaan nie dink aan boyfriend of enigiets voor jy ten minste 85 jaar oud is nie. Daar is nie 'n manier wat ek gaan sien dat daar 'n ouetjie by jou kom kuier. En jy's nou boyfriend en girlfriend nie. Nou moet jy konsentreer op skool te maak, klaar te maak en iets van jouself te maak sodat jy nooit afhanklik hoef te wees van 'n man of 'n man se liefde nie. Want kom ons face dit nou maar. Ons is eintlik maar honde as dit kom by daai ding. Weet vrouens al baie smal sê ons is gevoelloos en so. En plek is hulle reg. Hulle is reg as hulle dit sê. Onthou 'n vroue mind en 'n man mind werk nie dieselfde nie. 'n Vrou dink in liefde. 'n Man dink in beskerming. 'n Man dink klaar, weet in die geval soos as ek dit so kan noem, op 'n testosteroon manier. Ek is die man. 'n Vrou anderste. 'n Vrou, jy weet baie maal gebeur daar onder ons nie. En mans is aan mekaar en hoeveel kere het vrouens al gekom in so 'n situasie ontlont net deur die emosie in hulle hart, hulle gees wat hulle na buite straal.